Here, hier staan ons, hier sit ons, hier is ons in U teenwoordigheid. Here, U is hier. U is hier want U beloof U is hier. U is hier, Here, want U sê U is by ons elke oomblik van elke dag. Of ons in 'n kar is, of ons in 'n hospitaal is vir 'n goeie rede of 'n slegte rede. Here, of ons by die werk is, of ons by die skool is. Of ons sit, of ons staan, of ons inkom en of ons uitgaan. U is by ons. U beloof dit in U woord. U is hier nou. En U wil ons kom ontmoet. Waar ons is, soos ons is. En Here, ons wil kom. En ons wil in hierdie oomblikke kom doen wat ons sopas gesing het en sê, Here, ons wil onsself oorgee aan dit wat U vir ons wil kom sê, wil kom wys, wil kom leer. Here, kom vat U woord en kom breek dit vir ons oop op nuwe maniere. Deur teaching, deur stories, deur ons wat gekonfronteer word met onsself. Here, kom, ontmoet ons. Stort U genade oor ons uit. En mag ons dan vanuit daardie genade leef, Here. Dit kom bid ons, Here, in U naam alleen. Amen. Ek wil baie welkom sê aan die mense wat via video by ons aansluit. Voorreg om jou ook hier te is deel van die diens, of jy dit nou op Sondag kyk, en of jy dit nou ergens in die week kyk, of oor 'n jaar kyk. Vanoggend is ek so bietjie meer opgewonde as gewoonlik oor die boodskap, want ons is besig om Romeine deur te lees, wat my gunsteling boek is in die Bybel, en ek het probeer met my baie beperkte kennis van AI op hierdie stadium, wat ek moet erken, om vanoggend se verwelkomingsslide te laat lyk soos, wat was daai ding, Big Fat Greek Wedding? So ek weet nie of ek dit reg gekry het nie, maar ek het getraai. En sodat jy so 'n idee kry van waar ons gaan draai en wat ons gaan doen. Die Rome van die Romeine gaan oor die hele boek van Romeine wat ons in die Nuwe Testament kry en wat Paulus geskryf het. En vanoggend gaan ons gaan ek jou net so 'n bietjie terugvat voordat, want ons het nou al so 'n paar hoofstukke deurgelees die afgelope week, hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, want as 'n gemeente is ons besig om die wat inskakel om die Nuwe Testament deur te lees, een hoofstuk op 'n slag op weksdae, en ek doen 'n dagstukkie daaroor en dis op ons kalender, en die kalenders is nou al uit, en is op die blaadjie wat jy by die deur gekry het, op die voorblad kan jy sien wat jy kan lees vir hierdie week. So, die boek Romeine is totaal anders as die res van die boeke van die Nuwe Testament wat ons tot nou toe gelees het. Want sien, ons was tot nou toe was ons besig met Matteus, Markus, Lukas, Johannes en met Handelinge. Matteus, Markus, Lukas, Johannes vertel die storie van Jesus uit verskillende oogpunte uit. Handelinge kom vertel die storie van die eerste kerk en hoe hy ontstaan het en hoe dit gebeur het. En dan aan die einde van Handelinge kom Paulus en hy vertel al sy sendingreis, hoe hy getrek het van die lig het afgegaan en nou sê ons die Here die hele reënboog gemaak. Okay, right, so hou maar by daai, dit moet eintlik oranje wees. Focus, Johan. Right, so in Romeine en van Romeine af verder kry ons al hierdie briewe wat geskryf is tydens hierdie reise van Paulus deur al die gemeentes, Efese en Korinte en Galasiërs en ensovoorts. So Romeine is my gunsteling, want dit praat met jou kop, nie net met jou hart nie. En vanoggend as jy uitstap, en party van julle het dit dalk al voor die tyd gekry, maar vanoggend as jy uitstap, gaan jy so one-pager kry, wat die hele inleiding het rondom Romeine, en hoe die hele boek in mekaar pas, en ek gaan dit vanoggend vir jou 'n bietjie deurgaan, en dit gaan so 'n bietjie voel so skool, ons praat maar van Bybelskool, en as ek daarmee klaar is, dan gaan jy die boek verstaan, en dan gaan ek vir jou so 'n storie vertel van iemand wat in die Here vasgeloop het met die boek van Romeine, en dan gaan ons so 'n bietjie die vergrootglas trek tot by wat beteken dit vir jou en in jou lewe. So, die brief aan die Romeine is een van die grootste boeke in die Nuwe Testament in terme van hoe die Christelike teologie werk, wat dit is wat ons glo, wat dit is wat ons dink. Want Paulus kom daarin en hy verduidelik presies wat het gebeur, van die skepping af, Jesus, hoekom is daar 'n kerk? Hy vertel die hele storie, so as jy die hele Bybel kon opsom in een boek, dan het Romeine dit probeer doen. Hy begin letterlik by, hoe werk die skepping, hoekom het God geskep, dan gaan hy dwars deur en dan eindig hy met die Heilige Gees en Jesus kom terug en al die rest. Alles is daarin, die hele storie van ons geloof is in die boek Romeine.
Maar dit is geskryf aan die trant en in die houding van iemand wat besig is om 'n redenaars toespraak te hou. Nou, ek weet nie wie van julle het al ooit redenaars gedoen nie, maar ek kan vir jou sê met groot liefde en oortuiging dat die Here het my gered van redenaars. Ek kan met oortuiging sê die Here het my gehelp na skool om 'n beter redenaar te wees as op skool. Op skool het ek gesak. Weet jy hoe sleg is jy as jy redenaars toespraak doen en die enigste een wat gelag vir die grap in jou toespraak is jy? So ek was nie goed daarmee nie. Nou, hoekom doen Paulus? Hoekom skryf hy hierdie boek in hierdie super amper intellektuele akademiese taal? Want sien, die stad Romeine was daar 'n klomp universiteite en skole. En dit was die stad gewees van Plato, nie Plato koffie, nie Plato koffie gaan oor 'n filosoof in die Griekse tyd, in die Bybelse tyd wat geleef het en al hierdie wyshede gehad het. En dis hoekom Plato wyshede op hulle koppie skryf, want dis hulle styl en hulle het aangepas by daai. En Plato en Aristoteles en al daai manne het geleef en dit was die stad van die denkers. En vir Paulus om met hierdie mense te praat in Romeine, moet hy die taal praat wat hulle praat. So hy kom met redenasies en hy engage hulle brein want hy weet, ek moet eers met jou brein praat voor ek met jou hart kan praat. Ek moet eers vir jou die feite gee voor jy dit gaan glo. So dis wat Paulus kom doen. En die interessante ding is, die boek Romeine is geskryf, geskiedkundig en in datum voor Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handelinge. Kronologies is Romeine een van die heel eerste boeke wat geskryf is en wat ons op skrif gekry het. Dit is geskryf in so 56, 57 na Christus. Die ontvangers was die Christene in Rome en Paulus het dit gedoen as 'n uiteensetting van die Christelike geloof. En om te sê, luister, ek is op pad na julle toe en as ek daar by julle aankom, dan hoop ek ten minste julle weet wie ek is en wat ek glo. En Paulus het in Rome aangekom, maar nie soos hy wou nie. Hy wou by hierdie gemeente kom kuier het wat hy nie geplant het nie. En met hulle tyd spandeer het, maar Paulus het daar aangekom in boeye. Hy was 'n gevangene en éventueel is hy daar dood. So, sy beplanning het nie so lekker uitgewerk nie. So, as ons vinnig gaan deur die boek Romeine, want ek wil net hê jy moet net so die groot prentjie verstaan. Dan kom hy in die eerste gedeelte, in die eerste hoofstuk, dan sê hy net, wie is ek, wat doen ek, wat verkondig ek? En die punchline is, die evangelie is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo, en ons gaan nou 'n bietjie daarby stil staan. Dis die opsomming van die hele boek. Dis Romeine 1 vers 17. En dan kom hy in 1 vers 18 tot 3 vers 20 en hy vertel vir hierdie mense wat sy brief lees en hy sê, maar almal, elke persoon van junior hier voor tot wie sit daar heel agter Stefan by die sound desk, elke een van ons staan skuldig voor God. Almal, of jy Jood is of jy Griek is of jy geen nie om wat jou taal is, wat jou velkleur is nie, almal van ons staan skuldig voor God, want ons almal het dieselfde probleem, en daai probleem is sonde. En daai probleem is 'n probleem vir God, want God is 'n heilige God, en hy hou nie van sonde nie. En dan sê hy, die Jode is nie uitgesonder vir hierdie saak nie, vir redding nie, maar die Jode is ook nie uitgesonder vir die sonde en die wet wat hulle onder moet leef nie. Alle mense word deur God onder dieselfde kam geskeer, almal is verlore. En dan kom hy en dan sê hy, maar regverdigmaking, hoe kom hierdie ding, hierdie ongelykheid tussen my en God, hierdie feit dat God heilig is en ek is onheilig, God is sonder sonde en ek is vol sonde, hoe maak ons hierdie balans reg? Hoe kom ek nader aan God? Dan sê hy, die antwoord was Jesus en geloof in Jesus. En dan, van hoofstuk 5 dan kom hy en dan vertel hy, maar hoe lyk hierdie lewe wat oorgegee is aan God? As jy Jesus aanvaar as jou verlosser, hoe lyk hierdie vrugte van jou lewe? En hy gaan aan, en dan, omdat daar 'n klomp Jode was in Rome, moet hy vir hulle sê, maar hoe pas Israel nou in God se plan? Want Israel is nou nie meer die enigste uitverkore volk nie. God het nou sy boodskap oopgemaak vir al die volke en tale en nasies. En dan kom hy van hoofstuk 12 af, my gunsteling hoofstuk in die hele Bybel. Romeine 12 vers 1. Maar nou, nadat ek dit als gesê het oor die skepping en oor Jesus en oor sonde, wat is dit wat God van my en jou vra? Gee jouself as 'n offer
Vers 2, moenie jou brein, moenie jou lewe gelyk maak, laat jou brein reset, anders dink as wat die wêreld dink. En dan gaan hy dan sê, en raak deel van 'n gemeente, en kom agter, hoe lyk die lewe van 'n Christen, en dan sê hy, wat was sy planne gewees nadat hy in Rome was, en hoe sou hy verder gereis het, en dit het toe nou nie uitgewerk nie. So dis die boek Romeine. En nou het jy 'n prentjie van, wat is Paulus besig om te doen, hoofstuk vir hoofstuk, vers vir vers. Hy probeer hierdie storie op mekaar pak. Hy vertel die groot probleme sonde, en wat is die oplossing, en as ek in die oplossing in my lewe toegepas het, as ek Jesus leer ken het, hoe verander my lewe? Dis wat hy probeer doen. En hy probeer dit verduidelik vir mense wat niks van Jesus weet nie. En wat van voor af geskool moet word. Nou, wie dink julle is daai? My vrou se eerste raai was Galileo Galilei. Nie dit, of wat het sy gesê, dit is Paulus. Toe sê ek nie, ons het nie 'n skildery van Paulus nie, ons weet nie hoe lyk hy nie, niemand het 'n prentjie uit van Paulus geteken nie. Maar jy's vergewe as niemand weet wie dit is nie. Nou daai is Martin Luther in al sy glorie. Nou hoekom sit sy prentjie hier? Ek wil jou sy lewensverhaal vertel. Stel jouself voor jy lewe baie lank terug. Jy kan gaan Google wanneer het hy geleef, ek kan nie onthou nie. Maar ek weet wat het gebeur terwyl hy geleef het. Terwyl Martin Luther geleef het, was die Katolieke Kerk die staatskerk. Die Katolieke geloof was wat vir almal verkondig was. Bybels was net in Latyn. 'n dooie taal. Sien, Latyn is 'n taal wat nie meer gepraat word, nêrens in die wêreld nie. Ook nie in Luther se tyd nie. Maar die kerk het gegaan en hulle die Bybel in Latyn gehou. En hulle het vir priesters die Bybel geleer in Latyn, sodat die gewone gemeente nie kan weet wat in die Bybel staan. Sodat as die priester praat, dan moet die mense luister. Want hy kan die Bybel lees en hulle kan nie. En die kerk het gegaan en gesê, die paus, Jesus het mos vir Petrus gesê, op jou sal ek die kerk bou, en ek gee vir jou die sleutels van my koninkryk. En toe het hulle gesê, maar die paus is die direkte opvolger van Petrus, en die paus hou die sleutels van die hemel vas. En as jy nie in die Katolieke kerk is nie, gaan jy in die hemel toe nie, want die paus gaan nie vir jou die hemel oopsluit nie. En jy moet kerk toe kom, en dan moet jy in 'n hokkie kom sit, en dan moet jy sê, deur so 'n gaasdraadjie, moet jy sê, forgive me Father, I have sinned, en dan moet jy kom vertel, Junior, wat het jy die afgelope week verkeerd gedoen, en jy moet vir my sê, jy was lelik geweest met haar, en jy was ongeduldig geweest, en jy het die taxi gevloek wat voor jou ingedraai het, en jy het lelike goed van jou baas gedink by die werk, want hy was ongeskik met jou, en jy wou nie terugpraat nie, en raai ek enige goed reg. Hy bloos al meer, so die Here gee vir my groot openbaring oor sy lewe. En dan as jy nou klaar jou sondes bely het, dan moet ek nou vir jou sê, hoeveel gebede moet jy bid, en hoeveel geld moet jy in die offermandjie gooi, ek sal nou vir jou sê. Nee, en dan is jy vergewe. En Martin Luther lees die Bybel, en dit wat hy leer in die teologiese skool, en dit wat hy lees in die Bybel, hy sukkel, en hy het hierdie geloofskrisis, en eendag, toe loop hy eers in die strate, en die weerlig, daar's 'n storm, en die weerlig slaan die grond 'n meter of 2 van hom af, en hy oorleef. En skielik, toe hierdie ding gebeur, toe herinner die Here hom aan die vers in Romeine 1 vers 17. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nie wat die kerk sê nie jou persoonlike prestasies nie dit wat jy doen vir die Here nie hoeveel keer jy kerk toe gaan, of hoeveel keer jy die mis, want dis wat hulle die nagmaal noem, hoeveel keer jy die mis gebruik, of hoe naby jy aan die priester is, of hoeveel geld jy in die offergawe mandjie gooi, en of jy al Rome toe gereis het en die paus se ring gesoen het, of nie een van daai goed gaan jou in die hemel kry nie. Net geloof alleen. En toe kom
Martin Luther, en hy herskryf die Bybel, hy vertaal die Bybel in die taal van sy tyd, in die taal van sy mense. En hulle gebruik die drukpers wat onwettig was. En hulle druk op 'n drukpers 'n onwettige Bybel. En hy word uit die kerk uitgegooi en hy maak sy 95 stellings en hy skryf dit neer van wat is alles fout met die kerk en wat moet verander, en hy gaan slaan dit teen die kerk se deure vas en hy sê hierdie ding moet verander. En dis waar my en jou geloof bevry is. Waar geloof gevat is uit die hande van predikante en priesters. Waar Bybels in die hande van gewone mense gesit is en waar mense die geleentheid gehad het om God te leer ken en in sy woord te ontdek. As dit nie vir Martin Luther was en vir 'n weerligstraal wat nie om dood geslaan het nie en vir 'n drukpers wat op presies daai tyd ontdek is nie, sou ons nie Bybels gehad het nie, sou ons nog steeds vasgevang gewees het in 'n katolieke geloof. Maar daar is ons geloof bevry en daar het die reformatie begin en daar het die kerk bevry geraak. Nou hoekom vertel ek jou hierdie storie? Want ons leef in hierdie wêreld wat gebonde is en wat leef met hierdie, en is goed, is reg, dis nie noodwendig 'n verkeerde stelsel nie. Want as ons president en ons kabinet en elke persoon wat in publieke kantore sit en vir die staat werk, en as elke persoon wat in elke plek en posisie werk net hulle prestasiepunte bereik en hulle werk doen soos wat van hulle verwag word, sal ons land 'n baie beter plek wees. Want die nommer 1 prestasiepunt op jou KPI's, op jou wat is die goed wat jy moet reg doen en goed doen sodat jy verhoging kan kry, is nie om die geld te steel sodat jy nie 'n verhoging nodig het nie. Dis nie nommer 1 op jou KPI's nie. Maar ons leef, en ons vertel vir ons kinders, jou kind gaan skool toe, dan moet hulle netbal, of hulle moet swem, of hulle moet akademie, of hulle moet, toe ek groot geword het, was dit jukskei. Onthou julle jukskei? Ek het die ander dag vir my kinders vertel, wat is jukskei, toe sê hulle, dis 'n simpel sport. Jy vat 'n ding en jy gooi 'n paal en dan loop jy daai kant toe en dan gooi jy die paal terug en dan loop jy weer. Dis stupid. Nee. In elk geval. Maar ons leer ons kinders, nommer 1 is die enigste plek. Nommer 2 tot nommer hoeveel ook al is verloor. Jy moet presteer. Jy moet bo uitkom. 100% is die enigste ding. Ons sê dit vir ons kinders. Sy met sy toets by die huis kom, mooi so, jy het hard gewerk. Volgende keer gaan ons nog nader kom aan 100. En hoe voel jou kind? As jy dit oor en oor sê, genoeg keer sê. My punt is goed, maar is nooit goed genoeg nie. Dan sit daai kind by die prysuitdeling en dan kry hulle nie al die pryse nie en al die trofees nie. En dan later dan word die kind hierdie verskriklike introvert en hierdie kind wat want hulle voel ek is nooit goed genoeg nie. Nou, stel jouself voor. Ek skryf jou in 'n resies en jy's 0.5 van 'n sekonde stadiger as die wenner. 0.5 van 'n sekonde. En al laat ek julle 100 keer teen mekaar hardloop. Nou stel jouself voor, vir 100 dae staan jy op, jy hardloop dieselfde resies en elke keer kom jy tweede en elke keer is jy 0.5 van 'n sekonde stadiger as die ou wat gewen het. Gaan jy 100 keer opdaag, 100 keer hardloop, 100 keer sê, dis okay, ek sal tweede wees. Nee, gaan nie. Maar dis hoe Martin Luther gevoel het, en dis hoe ek en jy soms voel as dit by God kom. Ons kom en ons sê, maar ek gaan opstaan en ek gaan probeer, en ek wil hierdie volmaakte mens wees, en ek wil alles in my vermoë doen, om dat die Here oor my glimlag en oor my bly is, want ons het,
kerke gebou, ten spyte van Martin Luther, waar ons vir mense die 10 gebooie lees, en dan voel die mense, maar as ek moord pleeg, soos ek iemand sê, hy is stupid of hy is 'n idioot, dan het ek moord gepleeg met my tong, en as ek ongeduldig is, en as ek 'n halwe leuen vertel, en as ek al een van die 10 gebooie breek, dan het ek dit nou nie gemaak nie, dan moet ek volgende week weer oor probeer, en dan kom die dominee, en dan vertel hy vir my weer hoe vuil en sondig ek is, en dan stap ek weer huis toe, dan voel ek weer skuldig, en ek's nooit goed genoeg vir die Here nie, ek's nooit goed genoeg vir die Here nie, ek kom net nooit ooit by daai punt waar ek goed genoeg en aanvaarbaar is vir God nie. En dis die punchline van Romeine. Jy hoef nie te wees nie. Jy lewe deur geloof en uit genade. Die woord genade beteken letterlik onverdiende guns. Jy maak jou man kwaad en hy laat jou toe om nog steeds langs hom in die bed te slaap. Onverdiende guns. Jy maak jou vrou kwaad en sy sit nog steeds nie gif in jou kos nie. Onverdiende guns. Nee? God kom en hy laat sy seun aan 'n kruis sterf. En jy gaan dit lees, Romeine 5 vers 8, hierin weet ons dat God se liefde so groot is vir ons, want hy het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. Romeine 5 vers 8, God kom en hy sê, ek ken jou. Al daai goed wat ek nou genoem het, en ek het net geraai. Nee, die Here kom en hy sê, ek sien weer jou. Ek weet alles wat jy die afgelope week gesê het, gedink het, gedoen het, gedroom het, gewonder het, nie uitgevoer het nie, maar gewens het jy kon regkry. Alles. Ek weet dit alles en ten spyte daarvan. Ek vergewe jou. Ek het jou lief. Jy is my kind. Al kry jy altyd vir God, al kry jy vir God se eksamen 30% of al kry jy vir sy eksamen 99,9. Jy mis die hemel. Toe ek 'n kind was daar hierdie vraag wat jy moes mooi oordink. En my wiskunde was baie sleg, so ek moes lank dink. Hoe wil jy 'n leeu skiet? Amper mis of amper raak? Ek het altyd gesê amper raak, want vir my was die woord raak. Ek wil hom raak skiet. Maar amper raak beteken ek's dood. So hoe wil jy by die Here uitkom? Hoe wil jy by die hemel uitkom? Amper wil jy dit amper mis of amper raak? Nie een van die twee nie, jy gaan dit nooit regkry. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Ons leef deur ons geloof in hom. Deurdat hy my verlosser is. En dan word om vir die Here te leef en vir mense lief te hê en deel te wees van 'n kerk en om betrokke te wees en om 'n mens te wees wat ander mense na opkyk, 'n mens wat mense inspireer, 'n mens wat God se liefde leef, God se onverdiende guns leef, 'n mens wat vergifnis het, 'n mens wat net borrel van opgewondenheid in 'n tyd wat die wêreld hulle polse wil afsny. Daai tipe mens, daai mens wat sê maar ek is meer as 'n oorwinnaar want God is aan my kant, Romeine 8. Dan is jy daai mens want jy's so onbeskryflik dankbaar. Want jy het jou hele lewe gehardloop aan 'n resies waar jy 0.5 van 'n sekonde te stadig was. En Jesus het vir jou daai 0.5 van 'n sekonde gegee. En hy het gesê jy hoef nie meer te perform om in die hemel te kom nie. Jy's vergewe. Jy's aanvaar soos jy is. Sit jou pakkie neer. Sit hierdie ding neer wat jy voel, ek moet die hemel verdien. Ek moet God se guns verdien. Want ons as mense leef so teenoor mekaar. As 'n man vir sy vrou blomme koop, dan sê ander mans vir hom, hy punte. Jy weet, ons doen dit. Ons leef in 'n wêreld waar jou prestasie bepaal, kry jy 'n bevordering of word jy afgedank. Waar niemand onthou by die Olimpiese spele wie het laaste gekom nie, tensy hy sy been gebreek het en voor daai vrou wat met die ijskaats albei haar bene gebreek het, sy het 'n storie geword, want sy het nie eens klaar gemaak. Maar hulle onthou wie was eerste.
Wie is die grootste swemmer in die wêreld? Michael Phelps. Hoekom meeste Olimpiese medaljes? Teen wie het hy geswem? Weet nie, kan nie gepla wees nie. God voel nie so oor jou nie. Hy sê nie oor jou, omdat jy minder volmaak voel as die dominee of jou vrou of jou pa of jou wie ook al. Die Here kom nie en hy sê, ek dink net aan Johan en ek vergeet van jou nie. Of ek dink net aan Shamaine en ek vergeet van jou nie. Of ek dink net aan Junior en ek vergeet van jou. Of Gerald of Monique. Of wat? God kom nie en hy sê, ek trek voor nie. God sê, ek ken jou op jou naam. Ek het jou naam op my handpalms gegraveer. Dis hoe God jou lief het. So God kom en hy sê, hou op, jaag. Raak 'n bietjie rustig. Kom sit hier by my voete, lees Romeine en kom agter dat die ewige lewe, die hemel, 'n verhouding met God waar God jou Vader is, 'n volmaakte, perfekte Vader, nie soos aardse paas met foute en skete nie. God kom en hy het jou volmaak lief en hy vergewe jou en dan wil hy 'n pad saam met jou stap en hy wil hê jy moet nie jouself vergryp aan drank nie en jy moet jou nie dit nie en jy moet nie dat nie omdat hy wil hê jy moet reëls volg en hy gaan jou slaan met 'n sweep nie, maar omdat hy nie wil hê jy moet finansiëel skade ly nie, omdat hy wil hê jou huwelik moet gelukkig wees, omdat hy wil hê jou kinders moet 'n gesonde, gelukkige, suksesvolle lewe leef. Stap God met jou hierdie pad en hy sê vir jou as jy in en uit verhoudings is en as jy rondslaap op skool of as jy dit of as jy dat, dan sê God, maar jy maak jou jy breek jouself. En God wil jou beskerm teen jouself en hierdie korttermyn gelukkies wat ons vir onsself probeer kies en hy sê ek wil vir jou 'n lang, ryk, gelukkige lewe gee. Stap dit saam met my en dit begin deur te besef in Jesus is ek genoeg. Jy gaan nie langs my in 'n hokkie hoef te sit en te sê forgive me Father I have sinned nie, want ek is nie die Vader nie. God is. Jy gaan sit by sy voete. En sy vergifnis is nie soveel gebede en soveel geld nie. Sy vergifnis is bloed aan 'n kruis. Die prys is betaal. Die lewe wat jy daarna leef, die geld wat jy saai in God se koninkryk, dis net om te sê dankie, dankie, dankie. Ek sal nooit genoeg kan dankie sê vir wat God vir my gedoen het in Christus nie. Dis alwaaroor dit gaan. Ek kan nie God se guns verdien nie. Ek kan nie God se liefde koop nie. Ek kan nie 'n kamer in die hemel voorbetaal soos ek betaal vir 'n kamer in Mauritius of die Seychelles of in Belitou of net die huur betaal op jou huis nie. Jy kan nie 'n plek in die hemel koop nie. Jesus het dit betaal. Die regverdige sal hy die geloof leef en ek bid dat God vir jou vandag daai bevryding gee. Dat jy bevry is van dit. Sodat ek en jy kan besef dat die hele wêreld is gedryf deur performance. Maar by God is ek okay. God gaan nooit vir my vra, hoekom het jy nie 100% gekry nie? Hy gaan net sê, hoe was jou dag? En jy gaan sê, Here, dit en dit, maar Here, ek is jammer, ek het gedit en gedit, dan sê ek het gesien. Dit het my bietjie ongelukkig gemaak, dit het my hart gebreek. Maar ek bly lief vir jou. Ek vergewe jou. Kom ons draai môre weer. Kom ons stap môre weer saam. En sien daai keer toe jy oor die stopstraat gery het. En jy het gedink niemand sien nie. Die speedkop het gesien, hy het jou afgetrek, so jy het klaar jou pakslaag gekry. Ek hoef nie vir jou pakslaag te gee nie. Here kom en hy sê, sien, soek my vir jou sê, stop by die stopstraat. En dis hoekom ek vir jou sê, bel jou vrou as jy gaan laat wees. Sodat jy by die huis kom as die kos lekker warm. En jou voete word gevryf. Kos is nie koud en of vir die hond gevoer.
Sien, kom ek leer jou 'n lewe van liefde. God wil jou bevry. Maak toe jou oë. Here Jesus, hoeveel mense hier, of hulle dit wil erken of nie, leef met hierdie prestasiekultuur. Wat dink hulle moet u tevrede stel, u gelukkig hou elke dag, sodat hulle plek in die hemel kan veilig wees. Here, want ons wêreld, ons hele lewe word bepaal deur prestasie. Deur wie is eerste, wie is goed genoeg. Here, die slegte nuus is ons sal vir u nooit goed genoeg wees nie. Want ons is sondaars, almal van ons. Maar die goeie nuus is ons hoef nie goed genoeg te wees nie. Want Jesus was. Hy het gesterf in ons plek en daarom wil elke een van ons kom nou. En as jy dit nog nooit gedoen het nie, bid hierdie woorde agter my aan in jou gedagtes en sê, Here Jesus, hier is ek. Dankie dat U gesterf het vir my sonde. Vergewe my. Wees my verlosser. Here God, wees my Vader. Heilige Gees, kom vul my en lei my en help my om 'n lewe te leef wat God eer. 'n Lewe wat God bly maak, want ek wil dankie sê vir Jesus aan 'n kruis. Want ek is moeg om foute te maak en myself seer te maak, of die mense om my seer te maak. Dankie Here dat ek kan weet ek is nou U kind. En Here, as U kind wat U liefhet en dankbaar is vir die gawe van Jesus, kom ons almal nou en ons kom sê vir U dankie. Deur U te dien met ons tiendes en ons offergawes, want U gee vir ons alles wat ons het. En as 'n teken van ons dankbaarheid sê U in U woord, 'n tiende vir U koninkryk, vir U kerk, vir hulle wat sukkel. Maar 'n tiende wat sê ek is van God afhanklik. Kom Here, ontvang ons tiendes. Ons gee dit met blymoedigheid. Amen. Jy kry nou die geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en jou offergawes. En dis wat God oor jou wil verklaar vanoggend. As jy sy kind geword het, as jy deur genade en deur geloof in Christus gered is, dan is jy heilig vir ewig. Jy verander van sondaar na kind van God. Ja, 'n kind van God wat nog steeds foute maak, maar 'n kind vir wie God lief is en wat hy vergewe en met wie hy 'n pad stap. En daai God kom en hy wil vanoggend 'n seën oor jou uitspreek en hy sê, ek gee vir jou my woord en mag dit 'n lamp wees vir jou voet en 'n lig vir jou pad. Jy hoef dit nie in Latyn te probeer uitfigure nie. Dis in Afrikaans en Engels, dis op jou foon, dis op jou app. Dit kan oral vir jou 'n lamp wees, 'n lig vir jou pad. En ontdek daarin dat ek die Here vir jou sorg en vir jou goed is, dat ek jou raak sien, dat ek vir jou liefde gee, dat ek jou goedgesind is, dat ek nie die goed is wat die wêreld vertel van God nie, dat ek nie die God is wat se naam jy kan gebruik as 'n vloekwoord in 'n film nie. Ek is heilig en ek is almagtig, maar ek is nie groot genoeg om jou te vergeet nie. Ek is groot genoeg om jou te ken op jou naam. Jy is my kind. Ek verbind my aan jou en ek het jou lief. Amen.